Ek groet jou in die mooi naam van Jesus Christus, dis Kobus Erasmus van Keurentia bediening hier in Opspark, Centurion. Wat 'n voorreg is dit om weer met elkeen van julle te kan praat, om te weet dat die Here is met ons. Hier oor Paasnaweek was een van die dienste wat ek gepredik het, was Jesus is hier. Dis die aankondiging wat Jesus gedoen het, toe hy ingekom het met die eselsvul, profetiese woord vervolmaak, ja, geantwoord op die roepstem van elke profeet wat uitgeroep het deur die jare. Ja, die belangrikste van hierdie profetiese woord is in Esegiel 9 en in Esegiel 41, waar hy dan sê die heerlikheid van God sal uit die tempel uit die ooste uitgaan, omdat die volk kom verlaat, omdat die volk teen hom draai, en dan sal hy weer van die ooste af terugkom. En dit is hierdie profetiese woord wat Jesus dan uitleef. Hy stuur spesifiek die disippels om die eselsvul te gaan haal en sê die Here het hom nodig, Christus, die eerste keer dat hy na homself verwys as die verlosser. So dis 'n ongelooflike tyd. Ons het oor die Paastyd het ons hierdie belewenis gehad van die Here wat vir ons gekruisig is, Jesus Christus wat gekruisig is, geslaan is, en soveel prediking het plaasgevind. Woorde soos tetelestai, dit is volbring. Ek het die geleentheid gehad om ook daaroor te preek, en ek het gesê dat Jesaja 61 se vervulling. Die Here het vir ons gesterf, vir ons sondes, vir ons ongeregtighede. Hy het gesterf dat ons liggaamlik gesond kan word, maar as ons Jesaja 61 lees, en ek sal nog daaroor met u ook hier praat, dan sien ons dat die Here ook gekom het om hulle wat verbind is, hulle wat in hulle gemoed moedeloos is, hulle wat in tronke is van hulle eie gedagte, van hulle emosionele vasgevangheid, in hulle gebrokenheid, ja, miskien van jou kinderjare, van jou lewe, en jy is vasgemaak in die tronk van emosionele seer, het die Here ook gekom en gesê tetelestai. So nie net vir ons liggaam nie net vir ons gees nie, maar ook vir ons emosie het die Here gekom. Dis al geprofeteer. Net soos hy geprofeteer dat hy geslaan sal wees, dat sy klere geskeur sal wees, soos in Psalm 22. En deur al die woord, en al die profetiese woord, is dit ook die waarheid dat die Here sal kom en jou emosioneel genees. En ek weet dat vir ons elkeen is daar ook tetelestai uitgeroep. Dit is volbring oor elkeen se emosionele seer. Soos wat die Here na die vrou toe geloop het en gesê het, ek sal jou van jou gees van krankheid verlos. In mekaar is jou gees getrek, nie aan liggaam nie. Sy het gestaan in die Here geloof en soos almal saam gebid, wat hulle ook al om daardie oomblik en daardie uur in die sinagoge gedoen het. Maar niemand het gesien dat sy 'n gebroke gees gehad het nie. En daarom het die Here gekom in Jesaja 61, ek het gekom om die gebrokenis van hart te heel, om hulle wat vasgevang is in tronke, hulle wat moedeloos geraak het, hulle wat gebroke is. En ja, ons het die opstandingsdag beleef, en ek het verlede week met die gemeente gepraat oor die 8 dae nadat Jesus opgestaan het uit die dode uit, en ons kan dit gaan lees, wat het daar gebeur. 'n Oomblik wat ons kan inkyk in die hemel, en sien dat die Here met sy eie bloed verskyn het voor die troon van God, voor die Heilige Gees, want Hebreërs 9 stippel dit uit, hy bespreek dit in detail, jy kan dit gaan lees. Hy begin in die verduideliking van wat in die tabernakel gebeur het, en hoe die priester moes opgetree het, en wat moes die offers gewees het, die bloedoffers om in die allerheiligste in te gaan, en dan sê die woord, die Heilige Gees het gekeer dat enige iemand kon ingegaan het in die allerheiligste, want die offer moes waaragtig en reg gewees het, en dan kon die priester ingekom het, as daai offer aanvaarbaar was, en so moes Jesus met sy eie bloed, nie die bloed van bokke en stiere nie, moes hy kon inbeweeg in die allerheiligste, verskyn voor die Heilige Gees en voor God, om op die uiteinde van die dag sy bloed te gee, te besprinkel op al die heilige utemme in die hemel, so sê die woord, sodat ons heiligheid kon ontvang, net soos die bloed van bokke en stiere en ramme oor die ark en oor die toonbrode en swaan moes besprinkel geword het, en daardie heilighede die bloed geheilig het en dan
die vergifnis bewerkstellig het, so het daardie bloed ons geheilig. En Jesus het gegaan met 2 offers, die bloed en sy liggaam, die lam. Daarom skryf God, hierdie is my lam wat ek offer. Hierdie is my lam. God gee sy lam, sodat ek en jy vir ewig verlos kan wees. En vir ewig bevestig te wees in die koninkryk van God. En dit wat ons doen, is tot eer en verheerliking van die Here. Word vir ons stene gebou op die fondasie. En ons word die tempel. Daardie wat Jesegiel gaan geprofeteer het, dat van die ooste sal die heerlikheid terugkom en weer teruggaan na die tempel, nie na Salomo of Nehemia se tempel, of Herodes se tempel dan, soos hy later verbou is, Nehemia se tempel nie, maar die tempel, ek en jy, die Here leef, ja, in ons, en ons het die Heilige Gees in ons het die Gees van God, ons het die gawes van die Heilige Gees, ons het die vrug van die Gees, die karakter van God, van wie hierdie prys wat betaal is. So gaan lees dit asseblief. Jy hoef nie baie slim te wees om dit raak te sien nie. Dis net jammer dat die kerk dit nie meer verkondig nie, en dat ons in die kerk ook jammerlik dit nie vier nie. Ons vier Paastyd, maar ons vier nie die tyd wat die Here, hier in Johannes sal jy sien, dat die Here opstaan en vir Maria sê, moenie aan my vat nie, moenie aan my raak nie, want ek was nog nie by my Vader nie. En dat hy dan na sy Vader gaan om juist dit te doen, en dan terugkom en dan vir sy disippels sê, raak aan my, druk julle vinger in my wonde, soos vir Thomas. So dit is wonderlik om dit raak te lees, dit is wonderlik om hierdie dinge te sien gebeur, en dat die Here Jesus Christus gaan sit het. Hy sê hy het in die allerheiligste gaan sit. Wat 'n ongelooflike ervaring, dat dit nie soos 'n middelaar van die Ou Testament of priester van die Ou Testament is, dat hy maar net eenmal 'n jaar ingaan en dat daar nuwe priesters of nuwe profete moes gewees het om in te gaan in die allerheiligste, of om te hoor wat ons by die Here moet hoor nie, maar dat ons elkeen nou kan ingaan. Daarom is Hebreërs die boek wat sê, Jesus is beter, hy is beter as die ou profete, hy is beter as die ou verbond, hy is beter as enige reëlings wat daar gemaak is in die Ou Testament, hy is beter as die Ou Testament, hy is beter as enige ervaring, enige priester, enige iets wat was. Jesus is beter, en ons kan dit beleef, ons kan nou ingaan in die allerheiligste. Jy wat na hierdie boodskap luister, kan ingaan in die teenwoordigheid van die Here. Wat 'n kosbare voorreg. Jy hoef nie 'n profeet te hê. Die woord van die Here gaan so ver in Hebreërs. Hy sê, jou broer sal jou nie eers leer aangaande Christus nie, Heilige Gees sal ons leer. En daarom moet jy die woord van die Here oopmaak en toelaat dat die Gees van die Here met elkeen van ons werk. Want die Here gaan met jou werk soos wat jy dit kan verstaan. Moenie probeer luister na een of ander interpretasie van een of ander persoon nie, want elkeen is op sy eie vlak. Die Here werk met sy kinders, elkeen op sy eie vlak. Jy werk met jou kinders, jy verwag dat jou ouers moet met jou werk op 'n ander vlak, omdat jou begeertes en jou verstandelike vermoë, sê nou maar, en jou emosionele intelligente, sosiale intelligensie heeltemal op ander vlakke is, en so word ons op verskillende vlakke hanteer. 1 + 1 is 2. Dit is wiskunde. Baie maal radius kwadraat is ook wiskunde, meetkunde. Maar op die uiteinde van die dag kan ons nie vir 'n graad eentjie sê, jy het nie wiskunde omdat jy nog by 1 + 1 is nie, maar ons kan ook nie vir die standaard 5 sê, 1 + 1 is nie meer wiskunde, omdat jy al geleer het wat baie maal radius kwadraat is nie. So laat toe dat die Gees van die Here jou lei. Die 5de, 6de hoofstuk van Hebreërs sê juist, moenie laat ons bly by die begin aangaande van die prediking nie, maar laat ons voortgaan na die volheid wat daar in Christus is. Die 5de hoofstuk sluit af om juist te sê, ons behoort teen hierdie tyd leermeesters te gewees het. Maar ons is nog soos, ja, pasgebore skapies wat nog melk moet kry, babietjies wat melk moet kry, terwyl ons eintlik al moes leer. En Hebreërs is 'n boek wat jy kan meer leer as jy toelaat dat die Gees van die Here jou leer. Dit is wat Jesus se belofte was. 1 Johannes 1 vers 27 sê, julle het die salwing en weet alles. Jy weet alles wat jy nodig het om te weet. Nodig om te weet vir nou. Jy het nie nodig om alles te weet nie, maar jy het nodig om te weet wat die Here toelaat. En daarvolgens gaan jy geoordeel word. Die woord van die Here sê, ons leer gehoorsaamheid na aanleiding wat ons ly,
So die gehoorsaamheid, hoe meer ons dan gaan lei, hoe meer word ons gehoorsaam. Die geloof word meer soos wat ons getoets word. Die toets gee vir ons meer geloof, gee vir ons meer lydsaamheid, gee vir ons meer sagmoedigheid. Dis waarom Paulus gesê het, verbly jou dan in die vervolging. Want dit leer ons, daar's vlakke. Johannes in sy sendbriewe skryf van die jong manne, hulle wat die duiwel oorwin het, skryf van die ou manne, skryf van hulle wat al geleer het. En so is daar verskillende vlakke. Jy is op 'n vlak, dit beteken nie jy is dommer of minder weet nie, maar jy is op die vlak soos wat die Here dit kan toelaat, dat jy nie verstik aan die stuk styk. Jy kan nie vir 'n baba 'n stuk styk gee nie, maar jy kan ook nie vir volwassenes babakos gee nie. Ergens gaan hulle moeg raak en begin ander kosse soek in die wêreld. En dit is waarom ons kosse soek in die wêreld tot vervulling, want ons kry nie kos in ons geestelike nie. So vul jouself met geestelike voedsel vanuit die woord en laat toe dat die gees van die Here jou lei. Ek kry vreeslik navraag op die huidige stadium rondom die eindtyd. Ons weet dat die paus nou onlangs oorlede is en daar 'n Majid of wat hy homself wil noem opgestaan het en nou gesê het hy is eintlik die nuwe paus of dan die leier van die kerk, heeltemal buite die orde. Maar hy het ook gesê dat hy nou gebore is uit Mohammed en ook uit die Christen bevolking en nasie. So hy is daar om almal bymekaar te bring. Hy is die nuwe verlosser, hy is die Christus, of hy is dan Jesus. Hy het in die plek van Jesus gekom, want hy sê Jesus is nie die seun van God nie, maar hy is nou die ene wat nou die wêreld sal lei in vrede, in blydskap, en dan is die mense verwar. Die mense soek antwoorde en ons hoor preke en van profetiese woord, want die katholieke kerk het dan gesê dat hierdie paus nommer soveel en soveel sal die laaste paus wees voordat die wêreld eindig, en daar is ander profete soos Nostradamus het ek verneem dat gesê het hierdie sal die laaste Amerikaanse president wees en dan sal al hierdie dinge nou gebeur. Daar is profetiese woorde wat ons kan aanneem, wat ons kan neem as bewyse dat die tye het begin uitloop. Ons kan dit sommer in die natuur sien. Ons kan sien dat die tyd wat ons in leef, die tyd wat ons in die natuur, ons water word klaar. Hoekom? Want die mens het dit nie reg bestuur nie. Die natuur is omgekrap, omdat ons gaan gate en myne grou as gevolg van wellus en soeke na geld. En ons het nie hierdie natuur bestuur soos wat God beveel het ons moet nie. En daarom weet ons uit die natuur uit, kan dit nie meer langer so aangaan nie. Die hele aarde begin uit sy bane beweeg en al hierdie dinge gebeur vanweer die mense onverantwoordelikheid teenoor dit wat God in sy hand geplaas het. Ons is te veel mense as gevolg van losbandigheid. Daar moet aborsies plaasvind wat ek heeltemal teestaan, net vanweer die losbandigheid van mense en hulle seksuele aktiwiteite. Kinders wat maar net geleer word dat hulle maar net losbandig kan lewe. En as daar 'n kind sou wees, of dat as jy verwagtend raak, dan haal ons maar net hierdie fetus uit, nie die babietjie nie, hierdie, ja. En dit maak dat die wêreld is waar die wêreld is. So net in die feit dat dit wat waar is nou die leuen is, en dit wat die leuen is nou die waarheid, dit wat ja is nee, en dit wat nee is ja, dit wat reg was gister is vandag verkeerd, en wat verkeerd is gister is vandag reg. Ons kan dit sien, ons kan dit beleef, ons het nie nodig dat een of ander profeet meen dat hy nou die antichrist is nie. Die woord sê vir my direk, sonder twyfel, dat die antichrist sal nie kom voordat die kinders van die Here weggeneem is nie, hy sal nie regeer nie.
daar sal baie anti-Christus wees. Daar is van die begin af, daar was tye toe Jesus op aarde was daar al anti-Christe, was daar mense wat teen Christus was. En volgens Thessalonisense en my interpretasie of my belewenis daarvan is die grootste belewenis wat ons kan hê ten opsigte van die wederkoms van die Here is dat die mense sal uitroep en sê, daar is al lankal gesê dat Jesus kom. En dit maak dat mense nie meer gereed is nie. Die probleem wat ek het met alles wat nou gesê word, is wat ek sê ten opsigte van wanneer ons moet praat oor duiwels of oor engele of oor die reuse wat gebore is of oor die apokriewe boeke of wat daar ook al mag wees, is fantasties om dit te weet en omdat ek sistematoloog is en gaan meer soek as wat daar is dit so dat ek Josephus se boeke lees. Ek lees die boeke wat geskryf word oor engele en oor al hierdie dinge. Ek gaan lees die apokriewe boeke, ek maak studies daarvan, ek lees oor die doderyk na en ek doen al hierdie goed. Ja, nou met al die opgrawings wat in Israel is dit vir my kosbaar om al hierdie goed te beleef en te sien en te lees, te weet wat in die wetenskap aangaan, te weet wat in die kringe aangaan van die navorsing, metodologie rondom dit wat ons beleef in die natuur. Ja, ek lees hierdie dinge. Maar weet julle wat is belangriker is as die God van die dinge, is al hierdie dinge. Ek kan onthou 'n pastoor Harry Carter het jare terug waar hy vir my 'n beeld gegee het wat hy geblaas het toe die koningin, toe sy maar nog baie jong was, hier was in Suid-Afrika. Dit is hier, ek dink in die 40er jare naby die oorlog. En hy het die beeld geblaas en hy het vir my laat werk deur al die berigte, die koerantberigte van hierdie geleentheid. En dit was kosbaar om nou te lees, want onder andere is hy natuurlik ook daar wat natuurlik die beeld blaas vir die koningin wat dan van die boot afklim. Sy het nog met 'n boot gereis. Hier in die Kaap aangekom en die hele entourage en dan deur die land getoer. En die berigte, soos ek deur die berigte gelees het, kon jy, baie interessant natuurlik, kon jy gelees het oor die skip natuurlik, hoe groot die skip is, hoeveel mense op die boot is, hoeveel kos word daar gegee, ja, die wapens, hoe hulle die boot, ja, hoe sterk sy engines is, en ja, daar's geskrywe oor die aankoms, wat is die reëlings, hoe daar die reëlings by mekaar sit, hoe gaan die koningin dan verder met treine, met voertuie, met alles ry, die hele entourage, waar hulle gaan oorbly, al sulke mooi goed is geskrywe, en hoeveel en hoe lank en alles. In detail word dit beskrywe, maar ek het nêrens gelees van die koningin nie. Ek het nêrens gelees dat sy vriendelik of onvriendelik was, nêrens gelees dat sy hou van pannekoek, of sy gaan biltong eet, of sy nie daarvan hou nie, of net komkommerbroodjies nie. Daar is niks gesê oor haar haarstyl en oor haar karakter nie, daar is niks gesê oor haar persoonlikheid, oor haar huweliks, is sy getroud, is sy nie, daaroor is niks geskryf nie. En dit was my opvallend dat daar so baie geskryf word oor dit wat rondom die koningin gebeur, maar niks oor die koningin nie. En dit wil vir my voorkom asof ons in die kerk soveel weet wat rondom ons koning aangaan, rondom Jesus aangaan, maar Jesus ken jy. En dit is al asof ons nou wil weet, pastoor, prediker, profeet, as jy dit dan so wil sê, nou nie, ek is nie 'n profeet nie, maar ons wil gaan luister na die mense wat boeke skryf en wat nou klomp TikTok video's maak om te sê, waar lê die eindtyd en wat se profesie en hoe lê ons in Openbaring en by watter vers is ons nou, dan wil ek vir my voorkom of dit is soos jare terug, eintlik nie eers soveel jare terug nie, dit was onlangs wat ek gaan huisbesoek het, by mense gedoen het, wat nogal 'n entjie van ons af bly, en ek het gery, en ek was bietjie vroeg, soos altyd, die Erasmusse is altyd vroeër as wat hulle moet wees, dit is maar hoe ek geleer is, jy is 15 minute voor die tyd as 1 minuut laat,
En ek was bietjie meer as 15 minute vroeër en ek het die mense gebel en gesê, ek is nou hier voor julle huis, vreemde mense, wat nou net een keer in die kerk was, is dit moontlik dat ek sommer kan ingaan? En hulle het op slag vir my gesê dat ek net so bietjie moet wag. Hulle is nog nie heeltemal klaar voorberei vir my nie. En dit was vir my vreemd, maar ek het dit gerespekteer. Ek weet, ek is te vroeg, ek moet nie daar wees nie. En op die uiteinde is ons toe in, sê 20 minute later, en die vrou het vreeslik verskoning gevra, want hulle het nog die huis skoon gemaak, en hulle het gordyne reggetrek, en al die dinge gedoen, ter voorbereiding van die pastoor wat nou sou kom. Nou ek is, almal ken my, ek is nie die pastoor of die dominee wat nou net op 'n sitplek of 'n sitkamer of 'n plek is, so jy hoef nie vreeslik vir my voor te berei nie, ek sal saam met jou in jou kombuis sit, sommer op die sitkamermat. Maar dit was vir my opvallend dat daar so uitspraak gemaak word, en dit is vir my so alles of ons dit in die kerk doen. As ons dan weet dat die Here nou kom oor 15 minute of oor 'n dag of oor 'n maand of in hierdie jaar, dan wil ons gou ons huise in orde kry. Dan wil ons gou skoon maak. Ek lees toevallig nou ook so 'n ou grappie wat sê daar is geen huis wat so vinnig skoon gemaak word as jy weet daar kom oor 'n paar minute mense na jou toe nie. Dit is soos wat ons koshuiskamer skoon gemaak het net voor inspeksie, toe daar nog inspeksies was. Of jy gejaag het om alles klaar te kry in die weermag, voordat jy weet, iemand gaan kom. Dan het jy alles skoon gemaak en alles reg gekry. Maar 'n minuut voor dit was dit nie reg nie. Of laat ek dit dan liewer so 'n minuut voor die tyd was dit maar net soos wat jy is. En dit is hoe God ons sien, net soos wat ons is. En ek wil nie eers 'n uitspraak maak nie, ek wil nie eers sê, ja, dit is so dat die Here gaan kom nie. Hy het gesê, hy het vir sy disippels gesê, man, as ek vir Johannes wil laat leef totdat ek terugkom, sal ek, volg jy my? En dit het beteken dat elkeen wat geleef het in hierdie 2000 jaar na Christus gereed moes wees vir die koms van die Here. Ek het dit al 1000-mal gesê, en ek sê dit weer, die Here het vir my ma gekom, die basyn het vir my, miskien tog my moeder gekom, hy het geblaas. Ja, alhoewel sy dood is aan siekte, en my pa oorlede is aan kanker, het die Here vir hulle gekom, en moes hulle gereed gewees het. Ja, hulle die basyn geklank nie gehoor nie, hy het nie gekom op die wolke, soos wat ons beleef, ek sê nou net verwys na jou koortjies, maar hy het gekom vir hulle, en jy moet gereed wees, jou huis moet skoon wees. En nie net skoon nie, dit moet voorbereid wees. Daar moet olie in jou lamp wees, want dit is lekker as daar olie in jou lamp is. Niemand hou daarvan om op 'n leedtank te ry nie. Daar moet olie in jou lamp wees, dit moet brandend wees vir die koning. Ons moet opgewonde wees vir Jesus Christus wat sal kom. Opgewonde vir die bruidegom. Ons moet bak en brou en te kere gaan, as julle my voorbeeld maar kan vat vandag, in opgewondenheid in die kombuis op en af hardloop en sê, hy kom ons bak koekies, kom ons maak dit reg, soos wat ons jare terug, en ek weet ons glo nou nie daarin nie, maar vir Kersvader koekies gebak het en neergesit het, sodat hy dit kan eet, die opgewondenheid vir die muisstand, tannemuis, 'n tand gesit het en al wagtend die geldjie wat hy daarin sal sê. Ag ja, ek weet dit is heidense goed, maar julle weet wat ek bedoel. Op die uiteinde van die dag help dit nie, ons wil op 99 ons huis skoon maak, omdat ons bang is dat die Here gaan kom nie. Ons moet ons gevul wees met sy woord, gevul met die Heilige Gees. Wat maak dit saak of die Maija nou sê hy is die Here met sy swart hoedjie op? Ag, sies tog. Omdat hy nou die Jesus is, jy kan nie met jou mond bely nie, daar is nie nog 'n Jesus nie, daar is nie nog 'n middelaar nie, daar is nie nog 'n hoëpriester nie, dit is hy, en as hy kom, hoef hy hom nie aan te kondig nie, hy hoef nie te sê, ek is nou Christus, ek is die seun van God nie, nee, as hy kom, gaan almal weet, die Bybel sê, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, die wêreld sal weet dat die Here gekom het, die wêreld sal weet dat dit hy is, die duiwel sal sidder,
So geen persoon wat nou die laaste president is, of die eerste paus, of die laaste paus, of die een met 'n goue ring in sy neus, of die ene wat die hardste kan skree nie, maar Jesus Christus is, en gaan hy terugkom om ons te kom haal? Ja, dit kan wees nou, ek kan na hierdie opname opstaan en uitloop en 'n hartaanval sterf. So 'n paar weke terug het ek so ervaring gehad, wakker geword in die bed, regop gesit en ervaar dat ek ongelooflike dronkenskap het, hierdie siekte wat mens kry, en skielik yskoud geword het, en warm, van my kop tot in my middellyf, net tot in my middellyf, my bene het niks bekeer nie, net tot in my middellyf, maar so erg dat ek sweet en yskoud kry, en nie koors nie, net 'n ervaring en belewenis, en ek sit by myself en ek dink, okay, as hierdie nou 'n hartaanval is, dan is dit maar so, want die aarde het gedraai, nie net in die rondte nie, soos 'n wiel het my kamer in die rondte gejaag om te tol, en ek het nie geweet wat aangaan nie. So dit kan gebeur. Kan gebeur in 'n oomblik dat ons net weggeneem word. Maar die belangrike is jou lamp vol olie? Is jou hart vol van die salwing van die Heilige Gees, opgewondenheid oor Jesus Christus, wat gaan kom, soos 'n bruid wat opgewonde is oor haar bruidegom, om te sê, hierdie gaan die groot dag wees. En dit is waarom ons baie keer nie die liefde van die Here ervaar nie, want dalk in jou huweliksvoorbereiding was jy nie seker oor jou huweliksmaat nie, of net na jou troue was jy al onseker en het jy geleef vir so lank, en dan is dit moeilik om opgewonde te wees oor Jesus Christus. Daarom wil ek sê, kyk op, nie na hulle wat rondom jou is nie, kyk op, beleef liefde, beleef dit wat God vir jou kan gee, vergeet wat mense sê, vergeet van mense wat nou opstaan en allerhande profetiese goed sê, lees Openbaring tot Openbaring 5, dalk nog 6, en dan hou jy op, want dit wat daarna gaan gebeur is nie ons probleem nie, dit is hulle wat agterbly. Ons gaan hemel toe. En ek gaan al saam die bruid, saam die bruid en die bruidegom gaan ons al fees vier. Terwyl die antichriste opspring en te kere gaan. Ek wil nie weet van hoeveel kos is op die boot nie. Ek wil nie weet hoeveel trompette die aankondiging gaan maak nie. Ek wil nie weet van wat alles stap vir stap moet gebeur, en nou moet dit, en die Efraat moet opdroog, en al hierdie goed nie. Ja, dis tekens, maar wat maak het saak? Daar was soveel tekens in die tyd, hulle het geweet dis Bethlehem, hulle het geweet van die sterre, hulle het geweet, hulle het die wonders en tekens gesien, maar hulle het Jesus misgekyk, en ek wil vandag sê, moenie Jesus miskyk nie. Kry Jesus in jou hart, kry die woord in jou hart. Moenie bang word dat Jesus gaan kom nie, raak opgewonde dat Jesus gaan kom, en weet dat daar 'n oomblik in 'n tyd is wat die Here jou gaan omhels, gaan bly wees om jou te sien. God het jou lief genoeg gehad om vir jou te sterwe, dink jy nie God gaan lief genoeg wees vir jou om jou te kom haal nie? Opgewonde om te kom haal. Opgewonde om te kom haal. Engele staan gereed. Almal staan gereed. Jesus staan gereed om jou te kom haal. Moenie worry oor wat 'n profeet sê nie, man. Moenie jou bekommer oor wat se paus en hoeveel sy nommers is en of hy nou in 'n loodkus of onderste bo kruis. Dit maak vir my niks saak nie. Wat vir my saak maak is Jesus Christus, die seun van God van Nasaret, die Nasareener, wat vir my gesterf het, opgestaan het, vir my betaal het, die prys in die hemel, sodat ek 'n hoëpriester kan hê en kan ingaan in die teenwoordigheid van ons God. Wat 'n groot ongelooflike voorreg is dit. Wat anders wil ons weet? Wat anders wil ons hê? So ek wil sê, haal jou oë af van al die koerantberigte oor die koning se aankoms. Kry die koning in jou hart, kry sy woord in jou hart, kry sy opgewondenheid in jou hart, kry die bruidegom in jou hart, sy liefde, daai verlange wat jy moet hê na jou bruidegom, na die eerste aand wat julle saam kan wees. Die soeke, die smagte, dis waarna toe jy moet kyk. Nie na al hierdie nonsens wat rondom ons gebeur. So mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Julle kan my skakel op 083 453
1660 en laat die Here met julle elkeen wees totdat hy kom. Amen.